Kyk in die spieël van die woord. Vir 'n ware disipel van die Meester Yeshua die Messias, die gesalfde een, is die woord van die Almagtige Jahweh soos 'n spieël. As jy daarin kyk, kan jy sien waar jy tekort skiet in die lewe en hoe jy behoort te wandel. Maar as jy ook mooi in daardie spieël van sy woord kyk, sal jy 'n beeld sien van 'n persoon wat weet wat sy of haar Abba in die hemelse ware en werklike siening of opinie van hom of haar is. Disippels in Yeshua fokus dikwels so op hulle tekortkominge, mislukkings en die vuilheid van hulle lewens, en ek praat nie daarvan om behoorlike introspeksie in ons lewens te doen soos ons dikwels behoort te doen nie, dat hulle nie die pragtige prentjie sien wat Abba Jahweh sien nie. Sommige gelowiges raak ook senuweeagtig en word beïnvloed deur die menings en opinies wat ander mense van hulle mag hê, wat regtig onnodig is. Wat tel is wat Abba Jahweh sien en hoe hy dit sien. Wat is Majesteit Jahweh se opinie oor 'n bloedgewaste, geheiligde, apartgestelde gelowige in Yeshua die Messias se lewe? Hoe beskou hy 'n ware disipel van Yeshua? Die antwoorde is in sy woord. So beskou Vader jou nou, my liewe broer en suster. Jou burgerskap word in die hemel behou. Jy is gewas in die naam van die Meester Yeshua en in die gees van Elohim. Jy is geheilig, jy is apart gestel in die naam van die Meester Yeshua en in die gees van Elohim. Jy is geregverdig in die naam van die Meester Yeshua en in die gees van Elohim. Die Meester Yeshua het jou liefgehad en jou van jou sondes gewas deur sy bloed en jou 'n koning en 'n priester vir Majesteit Jahweh, sy Vader, gemaak. Deur een offer het hy jou wat afgesonder word vir altyd vervolmaak. Deur geloof in Yeshua is jy nie meer 'n slaaf van die sonde nie, maar 'n seun of 'n dogter van Majesteit Jahweh, en as 'n seun ook 'n erfgenaam van Majesteit Jahweh deur die Messias Yeshua. In die Messias Yeshua is jy 'n nuwe skepping en al die ou dinge het verbygegaan want alles het nuut geword. Abba Jahweh het jou met homself versoen deur die Messias Yeshua. Sonde sal dit nie oor jou baas raak of heers nie, want jy is nie meer onder die sonde se straf om die Torah te breek nie, maar onder Majesteit Jahweh se genade om gehoorsaam te wees. Jy is vrygemaak van sonde en is 'n slaaf aan Majesteit Jahweh, en daarom het jy jou vrug tot afgesonderdheid en die einde die ewige lewe. Jy is vrylik geregverdig deur Abba Jahweh se genade deur die verlossing in Messias Yeshua. Abba Jahweh het deur Yeshua Messias jou die volkome vergifnis, met ander woorde, die verwydering of wegneem geskenk van jou sondes wat nou verby is. Yeshua was oorgelewer ter wille van jou misdade en opgewek ter wille van jou regverdigmaking. En hierdie broers en susters is maar net 'n paar van baie voorbeelde van hoe Majesteit Jahweh kyk na en wat sy opinie is van 'n ware verbondsgelowige in Yeshua die Messias. Omhels dit is joune vir behoue, as jy dit durf glo. Wanneer jy die nuwe skepping omhels wat jy reeds in Messias Yeshua is oorwinning oor sonde in jou lewe op hande. Dit is deel van die vernuwing van ons denke volgens Romeine 12 vers 1 tot 2.
Deur 1 Korintiërs hoofstuk 13 as 'n goeie beginpunt te gebruik, sal 'n kykie na sy liefde vir 'n ware verbondsgelowige in die Messias Yeshua iets soos volg wees. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, wat beteken dat Abba Yahweh se liefde geduldig en baie vriendelik is teenoor onvolmaakte mense, en ons is almal. Die liefde is nie afgunstig of jaloers nie, wat beteken dat Abba Yahweh se liefde vir ons is om te oorwin en vorentoe te beweeg in die lewe sonder om ons ooit terug te hou. Liefde is nie grootpraterig nie, wat beteken dat Abba Yahweh se liefde nooit 'n groot of leë en ydelle vertoning maak om ons te beïndruk nie. Die liefde is nie opgeblaase nie, wat beteken dat Abba Yahweh se liefde teenoor ons altyd in ware nederigheid is. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie, wat beteken dat Abba Yahweh ons nooit met onbeskoftheid, disrespek, minagting of enige onwelvoeglikheid behandel nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie, wat beteken dat Abba Yahweh nooit selfsoekend en selfsugtig is nie, maar altyd omsien en in elke behoefte voorsien. Die liefde word nie verbitterd nie, wat beteken dat Abba Yahweh se liefde nooit geïrriteerd en verbitterd teenoor ons word nie, want hy is lankmoedig en van groot barmhartigheid en goedertierenheid. Die liefde reken die kwaad nie toe nie, wat beteken dat Abba Yahweh nooit boekhou van die kwaad wat teen hom gedoen is nie, want hy is altyd vergewensgesind teenoor ons wanneer ons na hom toe kom in opregte bekering en hom om vergifnis vra. Die liefde verheug hom nie oor ongeregtigheid nie, wat beteken dat Majesteit Yahweh nooit enige plesier uit ons val en mislukkings in die lewe put nie, en hy verheug hom ook nie in enige van ons wettelose dade wanneer ons versuim om aan hom gehoorsaam te wees in alles nie. Die liefde verheug hom in die waarheid, wat beteken dat Majesteit Yahweh glo en jubel in wat oop, deursigtig en eerlik is. Majesteit Yahweh se liefde is verheug in sy woord. Die liefde bedek alles. Dit beteken dat dit stilweg, sonder om 'n vertoon en skande van ons te maak, 'n menigte sondes bedek. Hy beskerm ons en dra ons laste wanneer ons hom toelaat. Hy vergewe vinnig. Majesteit Yahweh bedek stil ons foute wanneer ons na hom toe kom en dit erken, bely en laat staan. Watter liefde is dit nie? Die liefde glo alles. Dit beteken dat Abba Yahweh altyd die beste in ons sien en van ons glo. Hy sien altyd die goeie in ons raak, die goeie wat van hom afkom. Hy sien altyd ons groot potensiaal in die Messias Yeshua raak. Hy kyk altyd na ons met die blink en positiewe kant van dinge. Hy het volle sekerheid in ons vanweë die nuwe lewe wat hy deur sy seun in ons belê het. Die liefde hoop alles. Dit beteken dat Abba Yahweh nooit hoop met ons verloor nie. Die liefde verdra alles, wat beteken dat Abba Yahweh altyd saam met ons sal uithou en aan ons lojaal sal wees, tot die bitter einde. Die liefde vergaan nooit nie, wat beteken dat Abba Yahweh nooit moeg word vir ons nie, maar altyd beskikbaar is wanneer ons hom nodig het, en sy liefde is 'n nimmer eindigende fontein wat nie kan ophou vloei na ons nie, want hy weet ook dat ons maar stof is, en sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Halleluja! Die kosbare lewe wat Elohim in elkeen van sy ware disippels belê het, kan vergelyk word met 'n saadjie, om 'n analogie vir 'n oomblik te gebruik.
Net soos in 'n enkele saadjie daar 'n groot hoeveelheid potensiaal onder sy kapsule verborge lê, so is dit ook met 'n ware disipel van Yeshua wat die lewe van Messias in hom of haar het. Daardie saadjie het die potensiaal om in die toekoms 'n volgroeide, pragtige vrugdraande boom te word, maar dit moet oor 'n tydperk versorg word. Die lewe wat in ons belê is soos daardie saad, en wanneer ons in Abba Yahweh se spieël, met ander woorde, sy woord kyk, kan ons deur sy oë die groot potensiaal sien wat hy in elkeen van ons reeds geplaas het deur sy seun Yeshua. Maar hy vermaan ons deur die geskrifte van ons geliefde broer Petrus as volg: Maar julle moet toeneem in die guns en kennis van ons meester en verlosser, Yeshua die Messias. Aan hom kom die eer toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. En daar is ook geskrywe: En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die afgesonderdes toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van die Messias, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van Elohim, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van die Messias. Net soos in daardie saad 'n mens 'n volgroeide boom kan sien, so ook in die lewe wat Elohim in ons belê het, sien hy die eindresultaat, naamlik 'n voortreffelike nuwe skepping in Messias, afgesonderd en gereinig. Messias in ons, die hoop van voortreffelikheid. Geen wonder hoekom ons geliefde broer Paulus met so 'n oortuiging van die afgesonderde gees geskryf het nie. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur die Messias Yeshua gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van Elohim in die Messias Yeshua. En weer, Messias in julle, die hoop van die voortreffelikheid. Watter wonderlike, ware opinies, menings en sienings het Abba Yahweh oor elke kind van hom? Al wat jy hoef te doen is om dit te glo en dit te omhels as deel van jou nuwe lewe in Messias Yeshua. Daarom, my broers en susters, maak die menings en opinies van mense daar buite glad nie saak nie. Selah.